Goed, broers en susters, dan gebeur dit nou dat baie van hierdie kinders wat so in skeidings van een of ander aard betrokke raak en vasgevang word, uiteindelik geen heenkome het. En dan kom hulle by maatskaplike werkers uit, hulle word weggeneem dikwels, hulle moet ergens 'n blyplek kry, en dan is daar baie kinderhuise, daar is baie instansies. Een van hulle is Jacaranda en Louis Botha kinderhuis, wat hierdie mense optel wat vir hulle iets moet doen. En ek het eendag by Tinus RW gaan sit en ons het oor 'n klompie goed gepraat, en ek het net agtergekom, hierdie mense het 'n ongelooflike taak, maar dit 'n wonderlike manier waarop hulle dit doen. En toe dink ek, Tinus moet vir ons kom vertel, wat doen hulle by daardie huis, by die kinderhuis, hoe werk hulle met 'n multidissiplinêre benadering, kinders net weer mense laat wees. Kom ons gee vir Tinus 'n lekker hand en baie welkom, Tinus. Meneer Frikkie, baie dankie vir die geleentheid wat ek het. Ek is so bly dat somtyds is die horlosie aan my kant, so ek het baie min tyd, so ek hoef nie baie met u te praat vandag nie. Ek gaan 'n klein bietjie met u deel oor wat ons doen binne Jacaranda kinderhuis en binne Louis Botha kinderhuis. Hoopelik gaan dit wat ek vir u gaan deurgee, baie nou aansluiting vind by die vorige inligting wat u gekry het. Ek het ook, tegnologies is ek heeltemal gestrem, so iemand anders het vir my gehelp hiermee, as dit alles nie reg uitkom nie, ek hoop u sal kan uiteindelik iets met u saam terugneem, as ek vir u met u gedeel het, wat ek graag wil. Dit gaan oor u simposium, en as ek kyk na al die temas, wat ter sprake is, en waaroor dit gaan, waar daar liefde is en deernis, daar is God. En ek wil graag by dit aansluit, ook by die volgende gedeelte, van al die temas wat u in hierdie simposium behandel. Dan is daar net een sinnetjie daaroor wat ek vir u wil sê. Al hierdie temas is dit waarmee ons werk binne die kinderhuis. Dit beteken die kind wat uiteindelik by ons beland, het iets te doen gehad in sy of haar lewe met elkeen van hierdie temas wat u behandel in hierdie simposium. Dit is net so 'n stukkie agtergrond. Ek wil baie graag iets kleins met u ook deel oor die groter prentjie in Suid-Afrika. Hoe lyk die nood in Suid-Afrika? As ons kyk na die statistiek van die Departement Maatskaplike Ontwikkeling, dan sal ons uitvind, daar's om by 12 miljoen, hoor die getal 12 miljoen kinders, wat in totale armoede lewe. Kinders van 0 tot die ouderdom van 18 jaar. Binne ons land, in kinderhuise, versorg ons ongeveer 160.000 van hierdie kinders per jaar. 12 miljoen, 160.000 in kinderhuise. Die vraag, wat van hierdie ander? Hierdie 160.000 kinders in kinderhuise gebruik volgens 'n studie wat by Tikkies gedoen is, ongeveer 85% van die beskikbare finansies om kinders in nood te kan versorg. Probeer dit net vir u deurgee, dis daar goed waaroor u later as gemeente baie dringend sal moet gaan kyk, wat nou? Dit sê vir jou, die prentjie is skeef getrek. Ons kan nie 166.000 of 160.000 kinders van die 12 miljoen versorg, en ons gebruik meer as 80% van die beskikbare geld om daai kinders te versorg nie. Ons sal in hierdie land anders moet gaan dink oor nood, en veral nood onder ons kinders. Ek sluit nie die ander uit nie, maar my punt is om met u te praat oor die nood in kinders. My vertrekpunt, voordat ek by die kinderhuise uitkom, die temas gaan oor
'n God van barmhartigheid. As jy dit so bietjie gaan ontleed, dan in mooi woorde kan ons sê dis 'n God met 'n sagte hart. Dis waaroor dit gaan. 'n God wat nie nood geskep het nie. Die stelling wat ek wil maak, daar was 'n sondeval, maar ek gaan nie daarop ingaan nie. En dan die laaste punt, hierdie God met 'n sagte hart, wat uit ons as mense die kliphart uit ons eie harte wil wegneem, vir ons sagte harte wil gee, sodat ons aan hierdie kinders en mense in nood regtig aandag kan gee. Ek sal net in my afsluiting net so ietsie weer daaraan raak. As ons kom by kinderhuise, eerste ding wat ek vir u wil sê, 'n kinderhuis het nie 'n bestaansreg nie. God se bedoeling was nie dat kinders in kinderhuise moet wees nie. Sy bedoeling was dat kinders deur ouers grootgemaak moet word. Ek self is 28 jaar hoof by verskillende kinderhuise en ek werk verskriklik hard om alle kinderhuise gesluit te kry. Maar ons kry dit nie reg nie. Want die lys van kinders wat moet opgeneem word en gehelp word net altyd langer. Kinderhuise is tydelik. Kinderhuise is in die plek van, dis namens, dis nie en sal nooit 'n ouerhuis wees nie. Ek wil net hê jy moet die goed raak hoor, voordat ek vir u sê wat ons doen in kinderhuise. Hoor dit net, ons is plaasvervangend. Ons kan nooit 'n ouerhuis vervang nie. Waaroor gaan dit in die kinderhuise? Dit gaan oor kinders in nood. Dit gaan oor kinders wat uit hulle ouerhuise weggeneem is. Die trauma wat ons net nou van gehoor het, is alles ter sprake. Hulle is weggeneem met 'n hofbevel. Baie belangrik dat u dit raak hoor. Die kind is nie maar net daar nie. Hy is daar geplaas met 'n hofbevel. Ons sê altyd vir die kinders, onthou, ons het nie gevra dat jy kinderhuis toe moet kom nie. Ons het met daai besluit niks te doen gehad. Ons as kinderhuis is net daar om met jou 'n pad saam te stap vorentoe. Jacaranda kinderhuis en Louis-Botha kinderhuise versorg op hierdie stadium so 350 kinders, getraumatiseerde kinders. Ons praat ook van hulle milieugestremde kinders. Kinders wat nooit geleenthede gehad het of baie min geleenthede gehad het om iets te kon doen in hulle lewe. Ons moes 'n besluit neem voordat ons met hierdie werk begin het. Gaan ons net vir die kinders kos en klere gee, net die basiese goed. Maar ons besluit was iets anders. Ons het besluit dat in die dienste wat ons aan ons kinders gaan lewer wat by ons beland, ons graag die kind in sy totaliteit wil opvang. Ons wil nie net basiese dienste lewer nie. Ons wil baie graag aan kinders in hulle totaliteit ontwikkelingsgerigte dienste lewer. Is daar een opmerkingkie wat ek net daaroor wil maak? Ons het ervaar in al die jare in kinderhuise, kinders luister nie na groot mense nie. Maar daar's 'n ander ding wat my laat skrik het toe ek dit besef het. Kinders kyk na groot mense, hoe hulle leef, en hulle leef agter ons aan. En toe ek dit besef, toe skrik ek. Toe besef ek, maar hierdie verantwoordelikheid is te groot. Ek weet nie, hoe gaan ons dit gedoen kry nie. Toe onthou ek die woorde van 'n predikant wat eendag, wat by in Kimberley waar ek was by die kinderhuis, altyd as ek begin praat het met mense, dan vra hy vir my, "Ai, ou Tinus, wat wil jy sê? Of wat het jy nou gesê?" En al wat hy wou sê, kom ons dink weer eenvoudig oor hierdie goed. Nie moeilik, met groot woorde nie.
maar wat wil 'n kind regtig hê? En daardie woorde van doen die goed op die eenvoudige manier het by my bygebly. So as ek nou met u iets deel oor ons multidissiplinêre ontwikkelingsbenadering binne die kinderhuis, dan sal u verstaan, hierdie konsep van eenvoud het ons probeer inbou. Daar's 'n paar goeters wat ons moet doen. Ons moet geleenthede vir kinders skep. Ek wyk nou so 'n bietjie af, ek probeer so 'n bietjie die tyd net opmaak, dat ons nie te ver oor die tyd gaan nie. Ons probeer geleenthede vir kinders skep om iets te doen. Die tweede punt, ons doen dit saam met die kinders. Kan jy hoor, dis nie vreemde goed nie. In die ouer huise, die wat kinders het, jy doen dit self daar. Ons probeer dit nou maar net binne die kinderhuis ook doen. Elke kind in die kinderhuis, die dag as hy inkom op 24 weke, kyk ons net hoe dit gaan, of die kind al bietjie aangepas het, en dan stel ons vir so 'n kind 'n individuele ontwikkelingsplan op. Ons beplan, hierdie woorde gehoor net nou met Dr. Willie se gesprek ook. Ons noem dit 'n individuele ontwikkelingsplan. Rondom daai tafel gaan sit die kind, sy ouers, indien hulle beskikbaar is, of van sy familielede, sy maatskaplike werker wat met die ouerhuis werk, die maatskaplike werker wat met die kind in die kinderhuis werk, die huisouer van die kind in die kinderhuis, en as dit kan, enige ander belangrike persone vir die kind. Dis 'n hele saal vol mense. En ons besluit saam met die kind, wat is die pad vorentoe wat ons met jou gaan stap? Wat gaan jou aandeel wees, wat gaan ons aandeel wees, en dis ons benadering. Om vir elke kind in die kinderhuis hierdie plan op te trek, en dan dit tot uitvoer te kan bring. Eerste komponent in 'n kinderhuis is eenvoudig, ons versorg die kinders, geef hulle kos, klere, skep hulle tuiste, waar hulle veilig kan voel. Geef hulle kos, hulle klere, ons sorg dat hulle by die skole uitkom, ons sorg dat hulle aan aktiwiteite deelneem. Ons praat daarvan as 'n versorgingsplan, dis die hele eerste komponent. Die tweede komponent van hierdie multidissiplinêre ontwikkelingsbenadering is ons skep vir die kind ontwikkelingsgerigte aktiwiteite. En dis nou die eenvoudige goed wat ons doen. Ons ry saam met die kinders fiets, skakel hulle daarby in. Ons doen scuba duik saam met die kinders. Ons dans saam met hulle, ek doen dit nou nie, want ek kan nie, my voete haak vas. Ons het 'n enorme klomp, ons ry perd, ons skiet ketty, ons skiet, jy as ouers doen dit met jou eie kind. Die kinders wat uiteindelik by ons beland uit die kinderhuis, die meeste van hulle het in hulle lewe nog nie eers op 'n fiets geklim nie. Ons leer hulle om fiets te ry. Ons leer hulle om perd te ry. Ons leer hulle om ketty te skiet, klei laat te gooi, slingervel. So, wat ek vir julle probeer sê, my werk is van so 'n aard, dis lekker, want ons doen al hierdie goed wat ek toe ek jonk was dalk nie kon doen nie, doen ons nou saam met die kinders. Maar die beginsel, ons doen dit saam met die kinders. By elke aktiwiteit wat ons aanpak, is daar 'n terapeut ingeskakel, opgeleide persoon, maar jy moet alles wat die kinders doen, moet hulle saam met die kinders doen. Daaroor wil ek vir julle 'n paar stories vertel. In terme van ons geloofsoordragdienste wat deur plaaslike gemeente gedoen word, het die dominee met een van ons seuns gewerk so 'n klompie jare gelede. En die kind het op 'n baie ingrypende manier tot inkeer gekom. En in hierdie stikkendheid wat die Here toe skielik nuut gemaak het, is daai kind se eerste opmerkings: Dominee, is jy bereid om my na my pa toe te vat? Want as die Here my kan heel maak,
kan die Here ook my pa heel maak. Ingrype van 'n aktiwiteit wat ons gedoen het, en 'n kind se lewe is omgekeer, en hy's terug na sy eie mense toe, om heel eerste hierdie boodskap vir sy eie pa te gaan gee, want as die Here my kan heel maak, kan die Here dit met my pa ook doen. Daar's baie boeke wat ons kan vol skrywe oor al die voorbeelde van dit wat ons kinders beleef binne in die kinderhuis. Maar die plek van die ouerhuis kan ons nooit opval nie. Daai leemte is altyd by 'n kind. Die vraag wat ons vra, bereik ons sukses in alles wat ons doen? My antwoord is nee. Verseker nie. In 'n kinderhuis het ons nie slim mense nie. Ons ontdek net elke dag daar, ons weet te min. Want wat vir die een kind werk, werk nie vir 'n ander kind. So jy moet altyd nuwe dinge uitdink. Ons ry eendag fiets. Daar teen een van die bulte uitspook ek om asem te kry, want ek ry saam met die kinders. Langs my trek een van die seuns in met sy fiets. Hy was op daai stadium 4 jaar in die kinderhuis en hy het sy hart teenoor niemand oopgemaak nie, hy wou met niemand praat. Hier op die fiets, terwyl ek spook vir asem, ek kan nie eers 'n woord uitkry nie, begin hierdie kind met my praat oor wat in sy lewe aangaan en die trauma wat hy beleef en wat moet hy daarmee doen. Ek kon hom nie antwoord nie. Ek het nie woorde gehad nie, maar ek het ook nie asem gehad om hom te kon antwoord. Probeer net vir iets sê, die aktiwiteite wat ons doen saam met die kinders, gee vir hulle geleentheid om hierdie trauma te kan verwerk. Eenvoudige goed, maar ons doen dit saam met die kinders. Ek het nog 'n klomp voorbeelde, maar ek dink wat ek moet doen is dat ek op die stadium dalk vir vra, ek weet nie of daai videoetjie sal kan draai nie, ek wil net vir so klein ietsie wys van al hierdie aktiwiteite en goed oor ons multidissiplinêre benadering in die kinderhuis. En dan as dit klaar is, sal ek net afsluit met 'n paar opmerkings wat ek net wil maak. Ek hoop hy gaan kon. Every man has to be his own savior. I know I can make it on my own if I try, but I'm searching for a great heart to stand me by underneath the African sky. A great heart to stand me by. I'm searching for the spirit of the great heart to hold and keep me by. I'm searching for the spirit of the great heart under African skies. Sometimes I feel that you really know me. Sometimes there's so much you can show me. There's a highway of stars across the heavens. There's a whispering song of the wind in the grass. There's a rolling thunder across the savannah. A hope and a dream at the edge of the sky. And your life is a story like the wind. Your life is a story like the wind. I'm searching for the spirit of the great heart to hold and stand me by. I'm searching for the spirit of the great heart under African skies. I'm searching for the spirit of the great heart. I see the fire in your eyes. I'm searching for the spirit of the great
African idea, African idea. Make the future clear, make the future clear. And we are scattered in South Africa, both you and I. We run the road to Bellamanga, beneath the copper sky. And we are scattered in South Africa. Baie dankie, ek maak klaar net met 'n paar laaste opmerkings. Hierdie is die avontuurgerigte aktiwiteite wat ons doen om ons getraumatiseerde kinders opgetel te kan kry, vir hulle nuwe visie in die lewe te gee. Ek het altyd die voorbeeld gebruik as ek opleiding doen met ons huisouers. Jy kan nie 'n kind leer om met 'n mes en vurk te eet as jy nie vir hom 'n mes en vurk in sy hand gee en hom dan leer om daarmee te eet nie. So as ons vir ons kinders ander visies wil gee, om anders te dink oor die lewe vorentoe, om ander geleenthede raak te sien, dan skep jy vir hulle nuwe geleenthede, sodat hulle dit kan ervaar en dan daarna dit te kan gaan uitlewe en hopelik dan nie weer terug te val na die omstandighede waaruit hulle ouers uitkom nie. Een ander belangrike ding wat ons vir ons kinders leer, ons gooi nooit ons ouers weg nie. En dis dalk die goeie nuus wat ek vandag vir u kan sê, kinders gooi nooit hulle ouers weg nie. Ouers gooi kinders weg, maar kinders gooi nie ouers weg nie. En dit moet ons maar saamneem met ons. Dit was vir my 'n troos in my eie hart, ook oor my eie kinders wat ek moes grootmaak. Ek het altyd die vrees gehad, omdat ek met baie ander kinders werk, het my eie kinders dalk sal sê, pa, gaan nou maar met hulle aan en los ons, maar hulle het dit nie gedoen nie. Hulle is vandag almal groot mense. Van die seuns wat u daar gesien het in die scuba duik, een van hulle is op die oomblik in die Suid-Afrikaanse vloot, wat hulle duik skool aanbetref, die top student. Hy het ook die verste gevorder van al die studente wat huidiglik op kursus daar is, en ons hou vir hom duim vas dat hy is nou met sy laaste kursus besig in die vloot, dan kan hy nie verdere kursusse daar doen nie. Een van die ander seuns, wat hy ook sy gesig daar gesien het, is op hierdie stadium 'n instrukteur in Malangaan, Mosambiek. Hy is die duikskool se instrukteur daar, hy is deur ons hande sy opleiding gedoen, en hy het uiteindelik 'n werk daar gekry. So kan ons vir u baie voorbeelde noem. 'n Dogter wat gaan verder studeer het, wat in politieke journalistiek haar doktorsgraad behaal het, en sy werk op hierdie stadium in Johannesburg. Ons het 'n chef opgelei, internasionaal, hy sit in Dubai op hierdie stadium, maar daar is ook hartseer verhale. Daar is ook van ons ouetjies wat so seer gekry het, wat ons nie kon help om die trauma te verwerk nie, wat uiteindelik agter tralies beland. Ek sluit af, en vrikkie met 'n laaste opmerking. In ons kleuterhuis, waar die voorskoolse ouetjies is, het die huismoeder vir die kinders vertel van die nood daar buite. Hulle vertel hoe baie mense daar is, wat glad nie die Here ken nie. En toe vra sy of een van die kleutertjies nie wil bid op hulle eie manier nie. En toe daar 'n dogtertjie, wat sê sy wil graag. En haar gebedjie lui soos volg: Here, die mense wat jou nie ken nie, sê vir hulle jou naam. En dit het my voete onder my uitgeslaan. Dat 'n klein kleutertjie, jonger as 6 jaar, iets van die evangelie kan verstaan. Here, sê vir hulle jou naam, wat is so erg daaraan, dan sal hulle mos weet wie jy is. Ek deel met u hierdie klein greepie uit die 2 kinderhuise, en ek wil ook vir u sê, ons doen hierdie werk namens u as 'n geloofsgemeenskap, maar ek wil ook vir u vra, die nood is baie groot daar buite. Kinderhuise of inrigtings kan nie hierdie werk alleen doen nie. Gemeentes gaan dit moet begin doen. Nie meer die staat nie, die staat doen hulle uiterste bes. Ons beskuldig baie keer die staat dat hulle nie hulle kan bring nie. Ek sê vir u, dis nie vir hulle moontlik om alles op hulle eie te kan doen nie.
Maar binne gemeenteverband, binne barmhartigheidsdienste, sal ons op plaaslike vlak al hierdie werk van voor af weer moet doen, sodat ons die geld wat beskikbaar is, kan aanwend vir 'n baie groter spektrum van mense in nood. En mevrou Frikkie, baie dankie vir die geleentheid. Tinus, baie dankie as jy net 'n rukkie hier kan staan. As ek die lotto wen, koop ek meer tyd sodat daar 30 uur in 'n dag kan wees. Dat ons oor kinders kan praat, maar eintlik dink ek het God juist bepaal dat daar 24 uur in 'n dag sal wees, want hy het geweet ons gaan onsself doodwerk aan die einde van die dag. Broers en susters, ongelooflik, jy kan sien hoekom ek opgewonde was die eerste keer toe ek na Tinus geluister het en hy hoef nie regtig kort te geknip het nie, dit was verskriklik lekker om na hom te luister. Is daar enige vraag wat jy op hierdie stadium aan Tinus wil vra? Dis waarvoor ek die bank staan. Tinus, ek gaan nie vir jou in 'n ongemaklike posisie stel om 'n antwoord te verwag nie. Maar ek wil by jou pleit vandag, hou op stoei om kinderhuise te wil toemaak. Julle is ons enigste behoud op hierdie stadium in Suid-Afrika. Die welsynsstelsel in Suid-Afrika is besig om ons kinders te faal. Met die inwerkingtreding van die nuwe kinderwet word ons verplig om voorkomingsdienste te lewer so ver as wat ons kan en ons moet dit aan die hof bewys. Wat het ons gedoen om hierdie kind so lank as moontlik by die ouers te hou? Dit bring mee dat die kinders wat ons vandag verwyder al erg getraumatiseer is teen die tyd dat ons by die hof uitkom. En dit veroorsaak ook dat ons by kinderhuise nie noodwendig plek kry nie, want dit is sulke erg getraumatiseerde kinders dat die kinderhuise vir ons sê, jammer, maar ons het nie fasiliteite om hierdie kind te akkommodeer nie. Ek het verlede week in 'n ander provinsie met die hoof van die kinderhuis gesprek gehad, waar hulle geen nywerheidsskole, hulle het niks. Oor 3 van ons kinders wat op plek van veiligheid is, wat hulle net eenvoudig vir my sê, hierdie kinders is te erg getraumatiseer, ons kan hulle nie binne ons stelsel hanteer nie. Ons weet almal, ons nywerheidsskole het platgeval. Ek weet nie of daar een is dalk wat ek nog sal oorweeg om kinders na toe te stuur nie. So asseblief, ek wil pleit, moenie kinderhuise toemaak nie. Dis op hierdie stadium al waarheen ons het om met ons kinders te gaan. Ek sal graag die vraag antwoord, en ek sal kort wees. Ons weet dat dit nie, hopelik sal dit nie gebeur dat kinderhuise toegemaak word. Maar ons hoop sobat ook dat daar ander metodes gevind moet word om die groot nood daar buite te kan help. Ek wat nou so lank in hierdie bedryf is, as ek sien ons sukkel met 350 kinders, maar jy 12 miljoen wat nog gehelp moet word, ek raak heeltemal lamp. Jy weet nie meer wat moet jy doen. En dan onthou jy, maar daar is 350 vir jou gegee. Werk met hulle. En so, die ander kant van die saak is daar, ek kan nie dink dat dit sommer net sal kan platval. Ons weet nie wat wag vir ons vorentoe nie, maar die 2 kinderhuise is in die kerk se hande, dis hulle eiendom. So ek dink as die kerk regtig nie meer staatssubsidie kry nie, al maak ons dit net bietjie kleiner. Solank die kerk net gaan perspektief behou, dat dit nie platval omdat daar ander sisteme in die samelewing platval. Maar hulle sal nie regtig toemaak nie. Ek glo nie so nie, ek het nog 'n paar jaar om te gaan, so ek sal daar wees. Ek wil vir Marianne nog net sê, goed, voor of daai vraag net gekry, ek wil sê, ek dink ons ideaal moet wees, maar bedoelende, dat daar niks meer as ek kinders moet weet, dis die kerk se taak. So gaan hard werk, alles oor 1 miljoen jaar. Want as ons sê, daar's kinderhuise, gaan ons nie voorkomend werk. Die bedoeling is dat ouerhuise net weer heel gemaak word, dis waaroor dit gaan. Tony, baie dankie. Ek dink net ons het nie net 'n probleem met kinderhuise nie. Ek dink daar gaan baie plek wees. Ons moet net al die foto's wys vir die mense. Dit is so lekker gelyk, ek pak al my tasse, ek is op pad see toe. My probleem is,
Hoe gaan ons vir die gemeentelede sê, ons het finansies nodig, maar kyk hier die lekker vakansiefoto's, want die mense sien nie die gebroke kind agter dit nie, hulle sien net die lekkerte. Hierdie kinders gaan scuba duik, wat my kinders nie kan doen nie. Hulle gaan boogskiet, wat ander eens kinders nie kan doen nie. Ons moet daai persepsie kan regkry in die kerk, om te sê, ons het dit nodig. Julle moet julle geld gee, maar vir kinders, wat jou eie kinders iets te gaan doen, wat jou eie kinders nie kan doen nie. Hoe gaan ons daai probleem kan oorbrug? Mevrou, ek sal baie kort daarop probeer antwoord. Dit was 'n konsep wat ons elke dag mee worstel. Hoe bekostig jy hierdie goed? En die enigste manier waarop ek dit vir u kan antwoord, daar word nie geld wat mense gee of die staat gee om kos vir kinders te koop mee, of vir die kinders kos mee te koop, gebruik om al hierdie aktiwiteite te doen nie. Elke aktiwiteit staan op sy eie bene en bekostig homself. As 'n interessante ding wat gebeur het. Ons het begin fietsry. Ons het gaan vra, bring vir ons wiele, rame, enige iets. En ons het die fietsie begin opbou, en toe het ons begin ry. Dit het ons die minimum gekos om te begin. Toe kom ons agter, maar die kinders met potensiaal, toe skakel ons hulle by kompetisies in. Ons laat hulle hierdie kleiner kompetisies ry. Vra dat ons kinders gratis kan gaan ry. Toe kom daar van die fietsryers wat sê, maar wow, ek wil graag hierdie kind sponsor. Toe begin die fietsry ontwikkel. Soveel so dat hierdie fietsry projek 'n paar jaar gelede tussen 450 lande dwars oor die wêreld 'n goue medalje gekry het. Omdat daar ander mense was wat gesê het, ek gee nie geld vir kos nie. Dis die staat se werk. Hulle sê dit vir jou in soveel woorde. Ek gee nie vir jou geld om 'n kind se skoolgeld te betaal nie, dis die staat se verantwoordelikheid. Maar ek sal vir jou hiervoor geld gee. Toe begin ons met die scuba duik. Ek het die kursus gaan doen. Dis ook donateurs wat gevra het, kan hulle nie van ons kinders inskakel by dit nie. Toe gaan doen ek self die kursus op my ouderdom. Ek het geleer jy verdrink as jy in die water kom. Veral as jy daar in die see agter oorval, daar is nou nog goggas wat jou gaan byt en allerhande sulke goed. Toe gaan doen ek self die kursus. En ek doen dit saam met, en presies dieselfde daarmee gebeur. Dieselfde gebeur met ons perdryprojek, dieselfde gebeur met elkeen van hierdie avontuuraktiwiteite. Dis nuwe mense, dis waarde wat toegevoeg word. En ons het nog nie een oomblik die geld wat gegee word deur donateurs en die staat om kos en die blyplek vir die kinders te doen, 'n sent van daai geld gebruik om hierdie ander goed te doen. So alles is waarde wat toegevoeg word. En ons beleid uitgangspunt wat ons het, is die oomblik, as ons daarvoor nie meer geld kry, dan stop ons daai projek, of ons sit dit on hold vir 'n tyd, totdat daar weer inkomste inkom. Die fietsry het nou dip gevang, gister toe bel donateur wat jare al by ons betrokke is. Toe sê Tinus, ek kan nie saam met julle fietsry nie, hoekom hoor ek nie meer van jou? Toe sê ek, Frans, ek kan nie meer alles doen nie, daar is te veel goeders. Toe sê, hier's my geld, jy sorg dat dit weer aan die gang kom. So jy moet die harte ook van die gemeenskap hoor. Ek moet nou nog een voorbeeld. 'n Gemeente se predikant kom eendag na my toe. Tinus, ek het eendag gehoor wat jy vir ons gesê het toe jy op 'n fietstoer deur ons gemeente getoer het, ons het by hulle geslaap die aand. Dat ons het nog nooit as kinderhuise 'n sent van 'n gemeente se geld gevat. Ons belewenis was nog altyd, as ons deur 'n gemeente gery het met ons fietsse, dan styg die gemeente se inkomste. Toe sê hy, maar in ons gemeente, wat 'n plattelandse gemeente was, nog steeds is, gaan dit nie goed nie. Die mense het alles net vir hulle self begin doen. Toe vra hy, kan ek toestemming kry dat ons vir 1 jaar as gemeente vir die kinderhuis kan werk? Alles wat ons gaan doen vir die kinderhuis kan doen. Ek wil dit wat jy gesê het, wil ek toets of dit waar is. Ek doen die guy, gaan aan. Doen net wat jy wil, maar betrek ons net daarby. Daai gemeente het begin werk vir daai hele jaar vir die kinderhuis. Alles wat hulle doen, al hulle bazaars, alles, daai geld het kinderhuis toe gekom. Aan die einde van daai jaar het die gemeente se inkomste 3 keer verdubbel.
ten spyte van op daai stadium was dit baie geld, amper R300.000 wat hulle aan die kinderhuis oorbetaal het. Maar daar het iets anders gebeur in die gemeente. Die mense het gelewe. Want hulle het nie meer net vir hulle self iets gedoen nie, hulle het na buitentoe iets gedoen. Ek sê nie dit hoef vir 'n kinderhuis te wees nie. Daar is soveel nood reg rondom ons. Gemeentes kan nie net vir 'n kinderhuis sorg nie. Daar's te veel ander nood. So as ons kinders see toe vat om te gaan scuba dive, moet jy weet dis donateurs wat vir ons help. Daai selfde groep kinders wat jy gesien het was Rooisee toe. Dis groot gelde en daar's baie beskuldigings wat daar kom. Tinus RW doen sulke goed ter wille van homself. Ek doen nie dit ter wille van myself. Maar dis donateurs wat vir ons help. Hou hulle op om vir ons geld te gee, dan stop hy aktiwiteit. Dis ons uitgangspunt. So ek probeer net vir u gerus stel, maar ek probeer ook vir u aanmoedig om te sê hierdie kinders wat so getraumatiseerd is, milieu gestrem is, ons moet vir hulle iets gee om hulle te laat uitstyg, anders beland hulle kinders ook weer in kinderhuise. En al hoe ons dit kan regkry, is om hulle bloot te stel aan goed wat hulle nie normaalweg belewe nie. Ons behaal redelik baie sukses, nie net sukses nie, maar ons behaal redelik baie sukses met die metodes wat ons gebruik. Tinus, baie dankie. Hier is nog 2 vrae hierso voor. Kom ons hanteer hulle 2 en dan kan ons aangaan. Voordat jy vra, kan ek net gou vir u sê, op 'n call vra hulle vir my of ek sal vra antwoord oor die radio. Dit was 'n program, Frida Francis dink ek het hom aangebied. Maar ek dink hulle gaan my 'n vraag vra en dan is ek klaar. Toe hulle my inskakel van die radiostasie af, toe sê hulle vir my, Tinus, jy's nou op die lug vir die volgende uur. Ek het my in 'n ander bloedgroep ingeskrik, so asseblief moenie vir my moeilike vrae vra. Ek wil begin deur te sê dat ek ongelooflik waardering het vir wat u doen met die kinderhuise en ek werk nou met gevangenes en spesifiek met vroue gevangenes en ek het so 3 weke gelede die voorreg gehad om die vrylating te hê van 'n vrou wat bykans 19 jaar gevangenisstraf uitgedien het vir die moord op haar tweede man. En ek het hierdie herintegrering gesien van haar met haar 3 kinders. Haar 3 kinders is van haar weggeneem nadat sy hulle gegroet het by die Hooggeregshof. Hulle is 12, 13 en 14 jaar oud gewees en hulle het die kinderhuis toe gegaan. 2 van die kinders is deur die eerste, die biologiese pa se familie toe in pleegsorg geneem, maar die jongste enetjie het agtergebly. En eers 'n paar jaar later is sy by die familie ingeskakel. Die rede hoekom hulle haar agtergelaat het, was omdat sy die ene is wat haar ma se lot beseël het in die hof deur haar getuienis. Sy het teen haar eie ma getuig op die ouderdom van 12. En hierdie kind het vir my gesê, toe ons op hierdie 1 April daar sit en ons praat oor ma wat nou binne 'n paar ure gaan arriveer. Dit was die beste tye in haar hele lewe gewees, was haar tye in die kinderhuis. Dit was vir haar loutere hel om na die familie toe te gaan. En weet jy wat vir my so jammer is dat baie keer ook in hierdie familie opset waar kinders na die familie toe gaan, dat van hierdie kinders wel deur die krake val. En hierdie 3 kinders is vir my 'n duidelike voorbeeld van hierdie krake. Hulle is nou om en by 31, 32, 33 jaar oud, die 3 kinders. En hierdie hele proses van wat gebeur het, is nooit met hierdie kinders deurgewerk nie. En weet jy, vandag is die 2 oudste kinders wat dadelik na die familie toe gegaan het met soveel probleme. Albei van hulle is afhanklik van dwelms. Albei hierdie kinders is nou nog op die punt om hulle ma verantwoordelik te hou vir die feit dat hulle eintlik dwelmslawe is. Ag, en al die hartseer wat daarmee saamgaan, alhoewel hulle baie bly is dat hulle ma terug is hulle eintlik emosioneel glad nie 'n dag ouer as 13 en 14 nie. Die jongste enetjie wat se pad deur die kinderhuis geloop het vir 'n paar jaar, was die kind wat op die ouderdom van 27 besef het, uit dit wat sy geleer het in die kinderhuis, dat sy moet verantwoordelikheid aanvaar vir haar eie lewe, dat sy met verantwoordelikheid aanvaar vir haar dade, wat ook ingesluit het dat sy getuienis moes aflê teen haar ma,
en dat sy moet haar ma vergewe vir wat haar ma gedoen het. En weet jy wat, hierdie kind, as ons na die gesinsfoto kyk wat geneem is nadat hierdie kinders met hulle ma herenig is, kan jy sien dat hierdie kind het aangegaan met haar lewe. Sy is suksesvol in haar werk by Sasol, sy het 'n pragtige gesin, en weet jy, haar ma bly nou by haar. Die ma, onder wie se voete sy die mat uitgetrek het. Die ander 2 kinders wat tot vandag toe vir haar sê, jy moes net jou bek gehou het, en dat ma nooit tronk toe gegaan nie, is die 2 kinders wat jy duidelik sien en nie in staat is om aan te gaan met hulle lewe nie, want hulle het nog nooit kon vrede maak met die feit dat ma is 'n moordenaar gewees nie. En weet jy, dis vir my te wyte aan die feit dat hierdie kind se pad deur die kinderhuis gegaan het, en ek wil vandag hier baie dankie sê vir die werk wat julle doen, want ek werk met hierdie onsuksesvolle verhale van mense wat in die gevangenis sit, en ek sien wat die waarde is van kinders wat wel dan deur die pad deur die kinderhuise loop, hoe ongelooflik suksesvol van hulle met hulle lewe kan aangaan, nie noodwendig bo uitstyg finansiëel en sosiaal nie, maar ten minste in staat is om 'n lewe aan mekaar te sit nadat hulle deur die gruwelheid van 'n ouer wat 'n moordenaar is of geword het of 'n verkragter geword het, weer hulle lewe aan mekaar kan sit. So van my kant wil ek net vir julle baie dankie vir daardie groot werk. Kan ons 'n hande klap kry vir daai ene? Baie dankie. Is daar nog 'n vraagie gewees? Kom ons maak dit die laaste enetjie. My vraag is, daar is so baie getuienis van die sagte hart van God wat deur mense werk na die kinders toe, met donasies en baie ander aktiwiteite wat plaasvind. My vraag is, ervaar hierdie kinders dit as die liefde van God wat deur mense werk? Enigste manier hoe ek vir u dit kan antwoord, is dat die werk wat ons in die kinderhuis doen, vanuit 'n geloofsoortuiging gedoen word. Ons kan nie anders nie. En ons het op 'n stadium, toe die staat dit vir ons gevra, die departement se mense klomp vrae gehad het ons gesê, ons sal die kinderhuise oophou, as ons dit vanuit 'n Christelike geloofsoortuiging kan doen. Die punt is, ons is oop vir alle denominasies, vir enige kinders neem ons in. Ek dink die belangrike wat ons vir u moet sê, as 'n mens 'n getuienistaak het, hoef jy nie altyd dit in woorde te doen. Dit wat jy in dade doen, wat die kind in jou raak sien, begin hy vra, en dan skop getuienis in. En dan kan ek vir 'n kind vertel. Ons het geloofsoordragdienste wat deur verskillende kerkgroepe by ons gedoen word. Hulle is weekliks met ons kinders besig. Want hoe anders? Hoe anders doen jy al hierdie goed? Maar jy breek nie ook vir die kind hierdie pad van geloof oop nie. Daar's daar 'n interessante ding wat ons ontdek het. Die vrese wat baie mense het, maar hoe gaan my kind die Here leer ken? Ons het ontdek in die kinderhuis dat ons kinders, kom ek stel dit anders, dat die Here met kinders in 'n direkte verhouding staan, nie via groot mense nie. So ons is maar net daar om die saad te saai en te doen wat die Here vir ons vra om te doen. Dit doen ons, maar die Here staan met 'n kind alleen in gesprek. In een van hierdie gesprekke oor geloofsoordragdienste het die Drian vir 'n kind gevra, Glo jy in Jesus Christus? Sê dominee, hoe dink jy sou ek gesurvive het? Sê, maar hoekom moet ek dit vir jou sê? Want die Here weet dit. Dit nie mooi nie. Dit het my oë oopgemaak. Want ek het in myself getwyfel dat hierdie kinders wat deur al hierdie trauma is, ooit met die Here in 'n verhouding kan staan. Wanneer ons die evangelie aan ons kinders bring, is ons invalshoek so 'n bietjie anders. Jy kan nie met getraumatiseerde kinders wie verkrag is deur familielede en pa, ma uitmekaar uitgeslaan het, oor God as Vader praat nie.
maar jy kan met hulle oor Jesus Christus as vriend praat. Dit verstaan hulle. Want vriendskap verstaan hulle. So ja, ons moet net altyd ander maniere vind. En dit doen ons in hierdie pad wat ons in al hierdie avontuuraktiwiteite is daar altyd geloofsoordragdienste is daarbey betrokke. Getuienistake wat ons het om aan hierdie kinders leer te gee. Om vas te byt, om nie op te gee nie. Dit doen ons. Deur al hierdie beginsels van avontuuraktiwiteit. Ek weet nie of ek die vraag antwoord nie. Tinus, baie dankie. Kom ons gee weer vir Tinus 'n lekker hand.